Lem Koetser se les. Soos vertel deur hom LD homself. Vandag vertel ek julle van Lem Koetser van Riversdal. Lem het homself as 'n kenner beskou. Nie van alles nie, net van vleis. En van sy vrou se kookkuns. Tot die noodlot Lem iets meer geleer het as van net vleis. Kom luister saam. Ek teel Angora konyne. Ek sê dit soos dit is, want as mense wat dink dis snaaks, maar ek het nie tyd vir hulle nie. 'n Angora bok lewer mohair. My Angora konyne lewer amper dieselfde ding, in 'n kleiner pakkie, op minder grond en met minder kos, en sonder die persoonlikheidsprobleme van 'n bok. Ek het dit uitgewerk, ek het hulle geteel, en dit het beter gewerk as wat enige iemand verwag het, insluitende ek. Die groot Angora boere van die Klein Karoo was nie heel ingenome met my nie. Daar was briewe en daar was woorde by 'n koöperasievergadering wat ek nie hier sal herhaal nie. Want sommige van daai manne se kinders luister dalk. Maar ek staan nog. My konyne ook. Dit het gebeur toe ek by die landbouskou in Riversdal was. Die dag wat ek vir Lem Koetser ontmoet het. Lem het by my hokke kom staan met die uitdrukking van 'n man wat iets sien wat hy nie heeltemal kan plaas nie. Hy was 'n groot man, Lem. Breë skouers, stewige hande. Die soort man wat jy onmiddellik glo as hy sê hy weet van vleis. Almal het geweet van Lem se kennis van slag en vleisverwerking. Hy kon 'n karkas oopsny met die vaardigheid van 'n chirurg. Maar dus was sy kennis van kos finaliteit bereik het. Agter hom was sy pelle. Floors niemand, Sakkie Prinsloo en Dampies Du Plessis. Dampies het sy naam gekry omdat hy as kind in 'n dam geval het en dit hom blykbaar effe verander het. Dit is konyne, het Lem gesê. Ja, dit is Angora konyne, het ek gesê. Lem het na hulle gekyk. Hulle het na hom gekyk. 'n Angora konyn het 'n manier om na jou te kyk wat mense ongemaklik maak. Asof dit iets oor jou skoonma weet wat jy nie weet nie. En wat maak jy met hulle? Vra Lem. Ek het verduidelik. Hy het geluister met die uitdrukking van 'n man wat luister, maar nie noodwendig wou glo wat hy hoor nie. Toe ek klaar was, het hy 'n rukkie stil gebly. En toe net gesê, interessante konsep. In my ervaring beteken interessante konsep gewoonlik dat 'n man dink jy is van jou kop af, maar hy is te beleefd om dit te sê. Ek het dit maar so aanvaar. Ek is al gewoond daaraan. Maar Dampies het by die hok gebuk en een van die konyne deur die draad gestreel met sy wysvinger. Hy het nog nooit iets so sag gevoel nie. Blikskottel, het hy saggies gesê. Dit was genoeg. Ek het hulle net daar uitgenooi
om my op welgelegen te kom besoek. Ek het konyne om te wys, het ek gesê. En as julle wil, is daar ook 'n kudu of 2 op die plaas, wat al te lank my jong lucern opvreet. Lem het sy hand na my uitgesteek. Ons kom, het hy gesê. Maar eers het hy my uitgenooi vir 'n aantjie na sy plek op Riversdal. Dit was Floors se idee. So het hy later verduidelik. Want Lem sou dit nooit self voorgestel het nie. Nie omdat hy onvriendelik was nie, maar omdat hy aangeneem het dat almal weet reeds dat hulle welkom is. Dit is die soort man wat Lem was. Ek het op 'n Vrydag aand daar aangekom. Lem se vrou Sunny het beesstert breedie gemaak. Ek weet nie hoe om dit anders te beskryf, as om te sê, die reuk alleen was genoeg om 'n man sy beginsels te laat heroorweeg. Sy het dit gemaak met tomaties en rooiwyn en iets anders wat ek nie kon identifiseer nie. En wat ek 3 keer probeer het om te proe, sonder om te kon uitwerk wat dit was. Corrie, Floors se vrou, het haar oë vir 'n oomblik toegemaak na haar eerste hap. Net 'n oomblik. Die soort reaksie wat nie beplan word nie. Sakkie het niks gesê nie. Hy het net aangehou eet, met die toewyding van 'n man wat weet wanneer om stil te bly. Len het voor sy bord gesit. Hy het geëet. Ek het gesien hy het geëet. En ek het gesien hoe hy geëet het met die oorgawe van 'n man wat sy liggaam iets gee wat dit wil hê, terwyl sy kop weier om dit te erken. Terwyl almal besig was om te smil in die breedie, het hy saggies, amper onhoorbaar gemompel. Sy het weer die speserye oordoen. Jy kan dit proe, agter in die keel. Niemand het geantwoord nie. Ek sê nie dis sleg nie, het hy bygevoeg. Met daai presiese toon van iemand wat eintlik sê, dit is sleg. Ek sê net, die vleis self is goed genoeg. Dit het nie al daai goed nodig nie. Sunny het van die stoof af vir hom gekyk met die uitdrukking van 'n vrou wat hierdie stukkie pad al so baie keer geloop het, dat sy die klippe uit haar kop ken en hulle al op die naam kan noem. Sy het nog breedie vir Sakkie ingeskep, sonder om 'n woord te sê. Op pad terug na die plaas het ek lank in die donker gery en aan niks gedink nie. Of miskien aan alles. Maar so stadig dat dit nie soos dink gevoel het nie. Drie weke later het Lem en sy vriende opgedaag in 2 bakkies, met genoeg windhoeklager vir 'n klein oorlog en 'n klompie klipdrif op die sitplek, soos altyd. My voorman, Ramapoi, het hulle by die hek ingewag. Die plaas het hulle ingesluk, soos die Klein Karoo altyd doen. Stadig, sonder ophef, tot die dorp net 'n gevoel was wat jy nie meer presies kon onthou nie. Soet dorings in alle rigtings, vaalstof op alles. Die lig teen sonsondergang, die kleur van iets wat jy nie kan beskryf nie, maar wat jou stil maak as jy dit sien.
Die eerste aand het ek self gekook. 'n Lamsboutjie op die kole. Eenvoudig en goed. Die soort kos wat nie om aandag vra nie, maar dit kry. Lem het sy bord skoon geëet en agteroor geleun met die tevredenheid van 'n man wat reg bewys is oor iets. Al is hy nie altyd seker oor wat nie. Dit, het hy gesê, is hoe vleis moet smaak. Eerlik, sonder variasies. Hy het 'n diep sluk aan sy bier gevat. Sunny sou 'n hele krye apteek daarop uitgegooi het. Dinge wat aan 'n tuin hoort, nie op 'n braaivleisrooster nie. Floors het na die vuur gekyk. Sakkie het na sy bier gekyk. Dampies het 'n ding in die donker gehoor en besluit dit was waarskynlik die wind of iets wat die wind se werk doen. Ek het niks gesê nie. Ek het aan Sunny se beestert bredie gedink. Die tweede aand het Floors gekook. Hoender, stadig oor lae kole, met knoffel en 'n skeut suurlemoensap. Lem het 2 keer opgeskep en toe agteroor geleun met sy hande op sy maag, soos 'n man wat sopas 'n saak gewen het. Floors, het hy gesê, jy verstaan kos. Jy laat dit wees wat dit is. Hy het sy vurk op sy bord neergesit met finaliteit. Sunny sou dit in 'n sous verdrink het. Sy kan nie help nie. Sy dink elke ding het 'n verbetering nodig. Soos iemand wat 'n mooi stuk ou hout optel en dit loop verf. Ek het niks gesê nie. My huishoudster, ou Mantili, het met die riemtelegram gehoor dat Lem Koetser 'n vooraanstaande koskenner was. Ek weet nie presies waar sy dit gehoor het nie. Miskien van my voorman, ou Ramaphoy. Miskien van een van die ander plaaswerkers. Miskien het sy dit net deur die lug gevoel, soos Mantili soms dinge gevoel het. Sy het net daar besluit om iets spesiaals te bring vir die laaste aand. Iets van die Klein Karoo self. Iets wat 'n ware kenner sou waardeer. Sy het rysmere gebring. Boesmanrys noem die ou mense dit. Die wit nimfe van die rysmeer. Geoes uit die meeshope langs die rivierbeddings. Effe gedroog in die son en dan gebraai in 'n pan met 'n bietjie vet. In die Klein Karoo is dit al geslagte lank so gemaak. Klein, wit, amper deursigtig, in 'n pan met spek. In die skemer van 'n vuurlig lyk hulle soos fyn gesnyde uie, of iets wat jy nie presies kan identifiseer nie, maar wat jou nie bekommerd maak nie. Sy het 'n pan stilletjies langs die vuur gesit en na my gekyk met die uitdrukking van iemand wat 'n offergawe kom aanbied. Ek het geknik. Sy het geglimlag en weggestap. Die mans het nie opgelet nie. Die klipdrif het die aand reeds goed ingekleur. Dampies was veronderstel om die spek dop te hou. Hy het die spek in 'n pan gesit. Die pan op die kole geplaas en toe gaan sit op sy veldstoel wat effens te klein vir hom was.
maar waaroor hy niks gesê het nie. Teen 8:30 was Dampies in die toestand wat sy vrou Dampies se tweede verdieping noem. Nog regop, nog pratend, maar die verbinding tussen sy gedagtes en sy besluite losser as gewoonlik. Op 'n stadium het hy Mantili se pan raak gesien. Hy het dit opgetel, daarna gekyk en sonder enige verdere oorweging die inhoud by die spekpan ingegooi. Hy het die leë pan neergesit en weer gaan sit en na die sterre gekyk met die vrede van 'n man wat sy aand goed afgehandel het. Ek het dit gesien. Ek het niks gesê nie. Lem het laat in die aand sy hand in die pan gesteek. Die vuur was amper uit. Net 'n paar oranje kole wat nog vasgehou het. Die bier en die brandewyn het hulle werk deeglik gedoen. Hy het met sy vingers in die pan getas, 'n stukkie gevat, nog een, en hulle in sy mond gesit. Hy het opgehou beweeg. Wag, het hy gesê. Ons het gewag. Wie het hierdie spek gemaak? Stilte. Lem het nog een gevat. Hy het stadig gekou, soos 'n man wat iets uitwerk. Dis anders. Daar's 'n diepte daaraan, 'n noot, iets wat jy nie verwag nie. Hy het sy vingers afgeskit. Dampies, het jy iets bygevoeg vanaand? Dampies het hom aangekyk met die oop, vriendelike oë van 'n man op sy tweede verdieping, wat opreg probeer om die vraag te verstaan. Want dit, het Lem gesê, en na die pan gewys met die gesag van 'n man wat sy hele lewe op hierdie oomblik voorberei het. Dit is hoe spek moet smaak. Daar is 'n laag daaraan, 'n kompleksiteit, iets wat jy nie kan beskryf nie, maar wat jy onmiddellik herken as jy dit proe. Floors het die flits opgetel. Hy het dit oor die pan gehou. Lem het gekyk. Die stilte wat gevolg het, was die soort wat nie maklik vergeet word nie. Ek het ook stil gebly. Mantili het iets gebring wat sy gedink het 'n kenner sou waardeer. En sy was reg. En Lem het iets geleer wat hy nodig gehad het om te leer. Hy het dit net nie geweet nie. Die Klein Karoo werk somtyd, maar so met jou gal. Hulle het die volgende oggend vroeg vertrek. Lem het my hand geskud by die hek. Ferm en sonder veel woorde, soos hy altyd was. Hy het na die konynhokke gekyk, een laaste keer. Interessante konsep, het hy weer gesê. Ja, het ek gesê. Ons het mekaar verstaan. Ek het later gehoor van Avram Mapoi, deur 'n verre familielid van hom, wat by die Koetsers huishoudster is, dat Lem die aand by die huis gekom het, en sonder 'n woord 3 keer opgeskep het van Sunny se curryskottel. Sunny het niks gesê nie. Sy was te slim daarvoor. Oom Eldie se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.